the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watched their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Goeienaand, kan julle hoor? Daar's hy, daar's ons, op die lig. Baie welkom by vanaand se Kerssangdiens. Laas jaar kon ons nou nie een doen nie vanweë die inperkingregulasies, maar vanaand is ons on volle sterkte. Ook die ouens op die internetkanaal, baie welkom. En as jy dalk later kyk 'n opname, geniet die aand saam met ons. Die program word op die bord aangedui, alles wat gebeur volg op mekaar tot heel aan die einde. Die laaste skyfie sal sê, ry veilig huis toe. Baie dankie aan almal wat ergens gereël het, iets gedoen het, dat vanaand kon plaasvind. Klomp mense het hard gewerk, hard geoefen, baie dankie. Almal wat deelneem, ons dink en sê baie welkom ook aan ons gaskunstenaars vanaand, dat julle by ons is, baie dankie. Ek gaan vir ons saam 'n gebed doen, en dan begin die aand. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir ons saamwees vanaand, die vooruitsig van Kersfees vier hierdie jaar. Baie dankie dat ons so saam ook aan U die lof kan bring, met 'n aantal liedere en voorlesings. Here, ons wil op hierdie manier U lof besing, onsself voorberei om Kersfees te vier hierdie jaar. Maak ons bewus van wat Kersfees beteken. U koms as mens na hierdie wêreld toe
as verlosser. Ons buig voor U in aanbidding. Amen. Geniet die aand. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Alles het deur hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die lig van vrede, die lig van vreugde, die lig van hoop en die lig van liefde.
Toe die engel Gabriël aan Sagaria en Maria verskyn het, was Judea nog deel van die Romeinse ryk. Daar was vroeër baie oorloë in die ryk, maar nou heers daar vrede onder keiser Augustus. Die keiser het besluit om 'n volkstelling te hou. Hy het beveel dat elke man na die dorp toe moet gaan waaraan sy familie behoort, sodat hy belasting kan betaal. Maria en Josef het van hulle tuisdorp Nasaret in Bethlehem aangekom. Bethlehem is die stad van koning Dawid en Josef is 'n afstammeling van Dawid. Dit is die rede waarom Josef en Maria na Bethlehem moes gaan om getel te word. Maria, deur Elisabeth Eybers. 'n Engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap. En jy het 'n lofsang tot God se eer gesing. Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra. Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk,
die stilte in staar. Dis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hellevaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan. Het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan? Toe vorste hy die ooste kom om nederig hulde te betoon. Wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon? En toe hy in jou arms lê, sy moontjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan. Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan.
daar is geen plek in die herberg nie. Josef, die stad is propvol mense en daar is geen plek in die herberg nie. Josef pleit by die herbergier. Soos u kan sien, is my vrou verwagtend. Die tyd vir die kindjie om gebore te word is baie naby, sê hy bekommerd. Is daar nie iewers 'n hoekie waar sy kan slaap nie? Pleit Josef. Daar is net die stal, sê die herbergier. Dis ongelukkig al wat ek kan aanbied. Ons sal dit neem, dankie, sê Josef. Josef en Maria maak hulle tuis in die stal. Josef help Maria om gemaklik te wees in die afwagting van die geboorte. Die engel Gabriël het 'n tydjie gelede aan Maria verskyn en haar meegedeel dat sy 'n seun in die wêreld gaan bring en dat sy hom Jesus moet noem. Die engel het haar ook meegedeel dat hy seun van die Allerhoogste genoem sal word en dat hy as koning oor die nageslag van sy voorvader Dawid sal heers tot in ewigheid. En hier gebeur dit, presies soos die engel Gabriël meegedeel het. Die kind, wat die koning van die konings en die Messias, sy geboorte is lank gelede deur die profete voorspel. Die saligmaker, wat die hele wêreld van sy sondes moet verlos, word in 'n krib gebore, omdat daar vir hom geen ander plek was nie. Maria is moeg en uitgeput, maar tog vol vreugde, want die geboorte van haar seun is 'n wonderlike gebeurtenis en die vervulling van God se beloftes aan haar. Buite die lig van ons vuurtjie se kring het ons in die veld 'n koor hoor sing en skielik het 'n man ons met 'n skerp lig verblind gesê hy bring die blye tyding van 'n hemelse kind wat vrede op aarde sou bring, vrede op aarde sou bring. Bang en verbaas het ons stil opgestaan, ons bonneltjies gevat en na die stal toe gegaan. Ek het stilweg getwyfel oor wat ons daar sou vind, verwonderd oor die tyding van die hemelse kind. En al wat ek nog kon hoor, was die hemelse lied van die koor. By die stal het die kind in doeke gelê, net soos die man met die lig in die veld het wou hê. Dit was half of die kindjie glimlag toe ek naby hom kom, en ek kniel toe uit 'n vreemde eerbied vir hom. Ek het geweet hy was waarlik die koning wat waarlik die vrede sou bring.
Maar wie sou kon raai terwyl hy daar lê, watter vrede einde sy lewe sou hê, dat hierdie klein ou voetjies die kruispad sou stap, en soldate vrede spykers en hierdie ou handjies sou kap, dat hy vir ons sou moes lei, aan 'n kruis sou moes hang, vir my. Maar nou weet ons goed, hy het net die weg gebaan. Ons weet hy was dood, maar hy het weer opgestaan. Nou weet ons waaroor het die engele so gesing, oor die verlossing wat hierdie kindjie met sy kruis dood sou bring. Juig, die redder is daar. Juig, die redder is daar. Op die nag wat Jesus gebore is, hou die herders 'n oogie oor hulle skape in die veld rondom Bethlehem. Skielik staan daar 'n engel van God voor hulle en om hulle skyn 'n helder lig. Hulle is doodverskrik, maar die engel sê vir hulle: Moenie bang wees nie, want ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap vir die hele volk. Daar is vandag vir julle in die stad van Dawid 'n saligmaker gebore, wat Christus die Here is. Julle sal hom kry in doeke toegedraai, waar hy in 'n krib lê.
verskyn daar 'n menigte engele wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Die engele verdwyn net so skielik as wat hulle gekom het. Alles is doodstil en die nag is donker. Vir die skaapwagters is dit egter asof die lig buite 'n gloed van vreugde binne in hulle word. Hulle los alles net so en haas hulle na Bethlehem. Hulle vind Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Daar in die flou lanternliggie kyk hulle met ontzag na die Messias, onbewus dat hy die verlosser van sy volk Israel en die hele wêreld sou word.
ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized the baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason
Die herders was nie die enigste mense wat Jesus besoek het. 'n Tyd na sy geboorte kom daar wyse manne, sterrekykers uit die ooste, in Jerusalem aan en vra: "Waar is die kind wat gebore is om die koning van die Jode te word? Ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om aan hom eer te bewys." Toe Herodes dit hoor, is hy baie ontstel, want hy is bang die kind sal eendag sy troon probeer afneem. Maar die wyse manne het by die stal aangekom en voor Jesus gebuig. Toe maak hulle hulle geskenke oop en gee vir hom goud, wierook en mirre. Dit is nie waar dat die skepping en die mensdom uitgelewer is aan vernietiging en verlies nie. Dit is waar. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is nie waar dat ons uitsluiting, diskriminasie, honger, armoede, moord en verlies bloot moet aanvaar nie. Dit is waar. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dit is nie waar dat haat, geweld en vrees die laaste sê het nie en dat anargie wêreldwyd heers nie. Dit is waar. Vir ons is 'n seun gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal heers en sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Dit is nie waar dat ons slagoffers is van die donker magte wat die wêreld probeer oorheers nie. Dit is waar. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. Dit is nie waar dat ons moet wag vir mense met spesiale gawes, vir die profete van ons tyd, voor ons vredemakers kan wees nie. Dit is waar. Ons is almal God se vredemakers. Want soos die Here gesê het, ek sal my gees uitstort op alle mense.
Seuns en dogters sal profeteer, jong mense sal gesigte sien en ou mense sal drome droom. Dit is nie waar dat geregtigheid, menswaardigheid en vrede nie bedoel is vir hierdie aarde en hierdie tyd nie. Dit is waar. Daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Daarom kan ons Advent tegemoet stap met hoop. Mag ons die liefde sigbaar maak wat die wêreld oorwin. Liefde vir ons vriende, liefde vir ons vyande. Mag ons visioene sien en aanhou drome droom oor liefde, vrede en geregtigheid. Mag dit oor ons hande stroom na hierdie wêreld. Mag ons Jesus hierin volg.